Hallo en welkom by vandag se Food for Thought. En vandag vra ons die baie belangrike vraag: kan ons God se wil mis? Ons almal, of dalk nie almal nie, maar baie van ons het hierdie vrees dat God iets in ons lewens wil doen en ek gaan dit mis. As ek iets verkeerd doen, of as ek dit na die verkeerde plek toe gaan, of as ek die verkeerde mens oornooi, of maak nie saak wat die what if sal wees nie, het ons hierdie vrees dat ek iets kan doen wat alles gaan verander en ek kan God se wil mis. So, dis 'n baie belangrike vraag wat ons vandag vra. Kan ons God se wil mis? Nou, as ek daai vraag vir sekere mense sal vra, sal hulle sê ja, en sekere mense sal sê nee. En die realiteit is, die antwoord op hierdie is ja en nee. Ja, ons kan God se wil mis en nee, ons kan nie God se wil mis nie. Dit hang af waar ons onsself posisioneer. Die realiteit is dat God gebruik mense en mense bly belangrik in God se koninkryk. So dit bly belangrik om te weet en te wil hê, as ek dit so mag sê, dat ons God se wil sal raak sien en sal gehoorsaam. So kom ons kyk, kan ons God se wil mis? Ons lees in die Bybel oor 'n baie bekende man wat sy alles gedoen het om God se wil te mis. Die man se naam was Jona. Die storie van Jona, of die verhaal, is 'n ware verhaal, nie 'n storie nie, van Jona vir die van julle wat dit nie ken nie. Jona was 'n man gewees, die Here het hom geroep om na Ninive toe te gaan, om die mense daar te gaan sê hulle moet repent, want as hulle nie omdraai, if they do not change their ways, dan sal daar slegte goed vir hulle wag. Jona sê hy gaan dit nie doen nie, want hy weet as hy dit vir hulle sê, gaan hulle repent en dan gaan daar geen gaan daar geen bewyse wees dat dit wat Jona gesê het waar is nie. So, hy is bang, hy lyk sleg in die verhaal en hy is ongehoorsaam. Hy hardloop weg, hy gaan in die teenoorgestelde direction van Ninive, hy klim op 'n boot, die boot gaan deur 'n storm, die mense dink dis Jona se skuld, hulle gooi vir Jona oor die boot, Jona val in die water in, 'n vis sluk hom in en hy's in die maag van die vis vir 3 dae, die vis spoeg hom uit en Jona besef in hierdie hele oordeel, is die Engelse woord, Jona besef deur alles dat God besig is om hom te trek om gehoorsaam te wees en hy besluit hy gaan doen wat die Here van hom gevra het en hy gaan toe Ninive toe. So, wat leer ons uit hierdie verhaal? Uit hierdie verhaal leer ons, nee, ons kan nie God se wil mis nie. As God iets wil doen, gaan hy seker maak dat dit gaan gebeur. Sal hy, Romeine 8 vers 28 sê vir ons, God works all things for the good of those who love him. Die Here laat alles teen goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Nou twyfel ons daarin dat Jona die Here liefgehad het? Nee, hy moes die Here liefgehad het want hy het met die Here gesels en verhouding met die Here gehad, maar nog steeds was hy ongehoorsaam. Maar die Here het alles gevat en gebruik teen goeie, nie noodwendig vir Jona nie, maar vir die mense van Ninive. Maar, ja, daar is 'n maar. Deur alles het Jona nog steeds die moontlikheid gehad om ongehoorsaam te wees. Dis hoekom ons gesê het in die begin, het hang af wat jy doen met dit wat die Here laat gebeur. Die Here het alles teen goeie meewerk sodat Jona op daai punt kan kom waar hy besef hy moet doen dit wat die Here vra. Maar hy kon nog steeds, want die Here het vir ons keuse gegee, hy kon nog steeds gesê het, nee, ek sal dit nie doen nie. En die Here sal bly ons pursue om dit te doen. Maar die realiteit is, die mense in Ninive se tyd hardloop uit. So al het die Here nie tyd nie, en hy sal aanhou om ons te pursue, het die mense in Ninive 'n timeline waarop hulle werk, en daai timeline is hulle lewens. Dis 'n baie belangrike aspek van, kan ons God se wil mis, is
keuse. Ons sien in Genesis skep die Here alles. Hy skep 'n tuin en hy sit die mens Adam en Eva in die tuin. Hy sit 2 bome in die tuin en hy sê vir Adam, eet van hierdie een soveel as wat jy wil, maar moenie van die ander een eet nie. Hoekom dan die ander een daar sit? Ons het daaroor gepraat in 'n vorige Food for Thought, sodat ons sal weet van die begin af ons 'n keuse het en die Here sal nie iets forceer nie, maar hy sal dit laat werk sodat dit kan uitwerk. Die Here gee vir ons konstant keuse, maar saam met daai keuse sal hy altyd vir ons leiding gee. Hier is die keuse: boom lewe, boom dood. Kies boom dood. Ons sien dit ook later in die Bybel, sê Deuteronomium vir ons, die Here sê, I lay before you choice, life and death. So daar's die keuse, maar dan kom die guidance en hy sê, choose therefore life. So die Here het ons geskep om 'n keuse te hê. Daarom is dit moontlik om die Here se wil te mis, ja, want ons het 'n keuse. Is dit moontlik om sy wil te mis op 'n manier? Nee, want hy sal bly ons pursue en bly dinge laat uitwerk sodat ons in sy wil kan inval. Die tweede plek is corrections. Ons sien in Romeine 8 vers 28 dat die Here laat alles saamwerk. Die Here vat 'n pad wat lyk asof dit na een plek toe gaan en hy skep 'n draai sodat ons na sy wil toe kan beweeg. Maar is ons bereid of is ons te stubborn? Is ons bereid om saam met daai pad te gaan of is ons so hardkoppig dat al is daar nie meer 'n pad nie, gaan ons deurdruk daar waar daar nie meer 'n pad is nie om ons eie ding te doen. As jy so hardkoppig is, en soms is ons so hardkoppig, dan ja, gaan jy God se wil mis. So is ek oop tot die corrections of die teregstellings van die Here. Dis 'n baie belangrike vraag. En dan wil ek net dit prakties maak. Wat doen ons? Wat doen ons as ons nie die Here se wil mis nie? In die eerste plek, fail towards God. Wanneer jy foute maak, maak daai fout na God toe. Wat bedoel ek? Ek bedoel ons gaan foute maak. So as jy 'n fout maak, maak seker die fout vat jou nie weg van God af nie. Maar dan laat daai fout jou nader. Ekskuus. Laat daai fout jou nader aan God vat. Kom na God toe en erken jy het 'n fout gemaak. Dis die eerste praktiese ding. Die tweede praktiese ding is bly oop vir teregstelling. Weet dat die Here jou wil teregstel in liefde, so bly oop dat hy jou paie verander om in sy wil in te beweeg. En die laaste ding is kyk terug. Kyk terug na jou lewe en leer van waar jy foute gemaak het. Leer wat het gebeur, hoe dit gelyk, hoe het ek geweet dit was God se wil. Leer daarvan, kyk terug en leer van wat in my lewe gebeur het. Kan ek God se wil mis? Ja en nee. Ja as ek hardkoppig bly, nee as ek oop is, want God gebruik selfs ons foute om dinge te laat uitwerk. En dit is vandag se food for thought.